net so staan, kom ons bid saam. Dankie Vader Jahwe dat U altyd U volk trek met koorde van liefde en daardie oproep tot bekering as my volk oor wie my naam uitgeroep is. So dikwels hoor ons dit in die uitroepe van die profete, keer terug na my. En ek wil na julle terugkeer. Dankie Vader Jahwe dat in Yeshua die volmaakte weg is terug na U toe. Dankie dat ons vanoggend volmaakte hoëpriesterskap in Yeshua kan nie net sien nie, maar werklik beleef en ervaar hoe ons na die troon van genade toe kan kom, ook met vanoggend se diens, op wanneer ons die aangesig soek, wanneer ons afhanklikheid van U erken, so met die laaste naweek van hierdie jaar en die jaar wat voor lê, wil ons stil wees en daardie vertroue in U openbaar, daardie geloofsversekerdheid wat U welbehaaglik is om 'n offer aan U te bring, om by U te skuil en om U liefde te waardeer, om U verbond hoog te ag. Vader, dankie dat U verbond nie hierdie keer geskryf het op kliptafels nie, maar deur U Heilige Gees op ons harte. En help vir ons om diep bewus te wees van U getrouheid, U almag, daardie onvernietigbare krag van die lewe wat Yeshua waarlik as ons middelaar aangestel het, om ook vanoggend ons op sy hart te dra. Dankie daarvoor. Dankie dat ons U woord aan U kan opdra en vra, seën dit. Met die belofte U woord sal na U toe nie leeg terugkeer nie. Halleluja. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ons is so bevoorreg om met mekaar die woord van Jahwe te deel. Paulus sê vir die gemeente Kolossense, laat die woord van Yeshua ryklik in julle harte woon. Ryklik. En verlede week genade en waarheid, die boodskap genade en waarheid. Nou as ons so 'n bietjie in die Nuwe Testament dink, die briewe, is daar twee dinge wat die apostels baie sterk klem lê binne die koninkryk van Yeshua, is genade en vrede. Ons sien dat die twee baie saam genoem word en ons gaan dit ook vanoggend sien, so daarom daar kan ons nou maar vandag se boodskap die tweeling boetie noem van verlede week se boodskap, om Jahwe se genade en waarheid te leer ken met die oog op die jaar wat verby is en wat voorlê, om in jou lewe stilte te staan en sê, maar hoeveel het ek werklik krag in swakheid? Jahwe se genade wat vir my genoeg is, ervaar. En dan vandag se boodskap is om werklik daardie soeke te hê na Jahwe se vrede. Dan wil ek dit sommer aan die begin van die boodskap sê, as 'n groot verskil tussen die wêreldse definisies van genade, liefde, waarheid en Jahwe se openbaring. Die wêreld stel baie keer vrede net as een of ander rustigheid voor. Die Engelse praat van tranquility, net stilte. Vir een persoon is dit weg van die werk, en vir die ander een is dit dalk weg van die klomp kinders wat jou van jou kop afdryf. Nie jou eie is nie, as jy nou onderwyser is. Amper verstaan julle my verkeerd. Nee, maak nie saak wat jou persepsie van vrede is vir in jou omstandigheid nie, die Jahwe het binne sy koninkryk 'n spesifieke vrede vir sy kinders. En dit dan met die oog op die jaar ook wat voorlê. Nou kom ons neem ons skriflesing vanoggend in Romeine 14. En ek wil graag vanoggend, kom ons gee die plan waar volgens ons wil werk. Ons wil die boek Romeine gebruik, 12 tekste wat Paulus dan binne die konsep van Jahwe se koninkryk, hierdie vrede telke male gebruik. So ons gaan na 12 tekste in Romeine kyk en ons begin eerstens met ons skriflesing in Romeine 14 vers 17. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Ek nou mooi gesê Romeine 14 vers 17. Maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Wat 'n pragtige teks as ons 'n soek het. Wat is die koninkryk van Jahwe? Dit is so moeilik vir die kinders. As hulle hoor ons praat van koning Yeshua en sy koninkryk. En ons is so bewus van die wêreldse idee van konings, as jy geskiedenisboek deurblaai, gou-gou word jou
helde verering opgewek deur hy magtige koning wat swaard en spies geswaai het en so is dit maar met ons almal. Maar dan kom koning Joshua soos ons gesing het, nederig, val van 'n esel en hy is sagmoedig. En tog is daar iets wat hy bring en die engele sing dit daar op die herdersvelde, vrede. Wat is hierdie vrede? So die tema van vanoggend se boodskap is vrede wat heers. Dis 'n spesifieke fokuspunt op hierdie vrede, daar's baie ander punte. Herstel met ons verhouding met Jahwe wat daaruit sal voortkom. Maar vir ons as gemeente het ons spesifiek vrede wat heers. Want die stryd is om heerskappy. Die stryd is in ons lewe, wandel ons deur die gees of wandel ons deur die vlees? En daar is aan beide kante, vir die een is daar inspirasie en vir die ander is daar versoeking en verlokking en verleiding. En ons as gemeente word gekenmerk, en Paulus hulle sê dit baie van hulle self, ons is diensknegte. Ons behoort nie aan onsself nie. Kom ons kyk so 'n bietjie rondom hierdie tema, vrede wat heers is gepas, as ons sê die koninkryk van Jahwe bestaan uit vrede, soos ons daar gelees het, geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Wel, Jahwe se woord is 'n spieël, as ons met ons mond bely en ons hart glo ons is in sy koninkryk, dan moet dit wat die koninkryk is in ons lewe sigbaar wees, in alle omstandighede. En goddelike vrede is 'n baie belangrike vrug van 'n lewe wat aan Jahwe toegewy is. Nou, dis die beginsel, vrede. Onthou so 'n bietjie net terug na Joshua se woorde. Ek noem net so 3 tekste, voor ons in Romeine verder gaan. Joshua sê by die avondmaal vir daardie apostels, vir daardie disippels, vrede laat ek vir julle na, my vrede. Dit is iets wat hy in 'n baie intieme oomblik, 'n baie spesifieke tydperk van sy bediening, net voordat hy sou sterf en voordat hy sou opstaan, vir hulle beloof. Sodat wanneer hy opgestaan het, wanneer hulle uit vrees vir die Judeërs agter toe deure sit, en daai belofte vir hulle weer eens herinner, as hy ingaan, sy eerste woorde is, vrede vir julle. Hulle kan gaan kyk, Johannes 20 vers 19. Vrede, soos wat ons vanoggend gehoor het, is soos liefde, dit dryf die vrees na buite. Jou lewe is onderworpe, of aan vrees, of die koninkryk van Jahwe, vrede. Dit is 'n stryd om heerskappy, dis een van die twee. Vrede is nie 'n swakheid nie. Vrede is nie noodwendig 'n kalm stilte nie. Vrede is die krag binne in jou storm, binne in jou beproewing, binne in jou smart, binne in jou swakheid, binne in daai oomblik, soos wat jy genade in waarheid leer ken, gaan vrede hand aan hand. Vrede is die heerskappy van Joshua, waaraan jy jou onderwerp. Al gaan dit om jou chaos. Vrede is nie iets wat jy ervaar later in jou lewe. Ek sal later dit doen wanneer dit rustiger gaan. Ons het daai verskoning. As dit net 'n bietjie kalmer gaan, dan sal ek aandag gee aan my sagmoedigheid. Ek kan nie nou aan selfbeheersing werk nie. Vader weet, ek is net 'n mens. Dis 'n verloning van vrede wat heers. Vrede heers daar waar die vyand op sy velste jou aanval. Die koninkryk bestaan, geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees, nie myself nie. Daarom is ons fokus op vrede wat heers, die krag van die Heilige Gees. En ons weet en ons sê dit vir mekaar baie ongelukkig word Handelinge 2 die uitstorting van die Heilige Gees in moderne kerke en charismatiese kerke skeef getrek, want dit gaan oor al hierdie menslike aansiening. Nee, die krag van die Heilige Gees is vir die gemeente vrede te midde van dit vervolging, verdrukking, beproewing, swaard, siekte, smarte, armoede, ellende, pynnis, vrede wat heers. En vrede wat heers dra vrug. En ek wil dit noem, maar wag, is te vinnig. Kom ons beskryf net eers die evangelie, Romeine 10:15. Ons gaan op 'n reis vinnig, 12 tekste in Romeine, ons eerste teks was Romeine 14, ons sê die koninkryk is vrede.
bestaan uit vrede, en daarom Romeine 10:15 word die evangelie spesifiek genoem, die evangelie van vrede. Romeine 10 vers 15 quoteer Paulus, nogals interessant vir Jesaja, en wie vinnig met die kruisverwysings? Hy quoteer ook vir Nahum. Romeine 10 vers 15, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskryf is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie, baie spesifiek gekwalifiseer, die evangelie van vrede verkondig, van die wat die goeie evangelie van die goeie verkondig. So, as ons sê, ons het die evangelie gehoor, die blye nuus, dan moet ons nou versigtig wees om nie net soos die wêreld te sê, dis die goeie nuus, ek gaan nie meer hel toe en ek gaan nou hemel toe, ek is gered. Dis die evangelie van vrede, dis die evangelie van die koninkryk van die hemele. Die koninkryk van die hemele is vir Jahwe se kinders nuwe heerskappy. En daarom kry ons spesifiek, en ek wil teruggaan na Romeine 14 toe, ons het vers 17 gelees, maar nou lees ons vers 19. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien. So die koninkryk van vrede, die evangelie van vrede, is ons toe om 'n nuwe doelwit, 'n nuwe dryfveer, en dis hoekom dit 'n mooi nuwejaarsboodskap is. Wat is my dryf? Wat is my doelwit? Wel, wanneer ek die koninkryk van vrede verstaan, Yeshua die vredevors op die troon, dan jaag ek spesifiek in die gemeente dit wat tot vrede en onderlinge stigting. Nou vrede en onderlinge stigting is synoniem, want vrede is nie net 'n skietstilstand, die vrede is harmonie, samewerking, saam aanbid, saam dien, saam versterk, saam bemoedig. Ek soek nie ek krities wat is fout nie, maar ek jaag na tot vrede. Goddelike gemeenskap. As ek daai broer of suster kan help om 'n klip uit sy pad uit te rol, ietsie waaroor hy struikel, dan jaag ek. Nie ek hoop iemand anders sien dit maar raak nie, ek los dit vir iemand anders. Ek jaag, want ek is in die koninkryk van vrede. My ingesteldheid is, en nou wil ek dit baie mooi duidelik sê, vanuit Romeine 5, ons gaan nog ons studeer Romeine 5, omdat ek vrede by Jahwe ervaar, is dit my begeerte vir almal in die gemeenskap, Jahwe se kinders, sy volk. Romeine 5 vers 1, hierdie is nie net 'n vrede in my gemoed nie, dis die krag van die evangelie. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Heerser Yeshua Messia. So, as ek voel emosie, ek voel nie lekker nie. Die definisie van vrede hang nie van ons gevoel af nie. Dit is 'n geloofsaak, dit is 'n saak van geregtigheid. Staan ek in die geregtigheid, soos dit so mooi sê, in Yeshua, voor Jahwe. En as ek besef, dit gaan nie oor my prestasie nie, werklik sy vloekhoutoffer, die feit dat hy vir die disippels die opstandingsdag, eerste dag van die week sê hy, vrede vir julle. Hoekom direk dan? Want dit gaan oor ons geregtigheid voor Vader. Daar is nie meer nodig dat jy in jou onsekerheid, in jou skuld, en in jou skaamte hoef te leef nie. Jou grootste behoefte is om voor Vader Jahwe te staan en te weet dat jy weet, jy is sy kind, geliefd en bemind, jy het 'n nuwe identiteit, jy het 'n nuwe koninkryk, 'n nuwe doelwit, oorgebring uit die koninkryk van duisternis, waar die Satan steelslaggend verwoes, waar ons moet elkeen vir homself en waar jaloesie en gierigheid heers, uit daai koninkryk
sy vredeskoninkryk, waar jy in die geregtigheid van Yeshua staan, sonder gevoelens, of te midde van gevoelens, wat jy baie keer ervaar, ek voel sleg, ek voel nie lekker nie, ek voel te nagekom, ek voel in die rug gesteek. Vergeet eers die gevoelens, vergeet eers die vrese, hoe staan jy voor Jahwe? Dit is wat saak maak. En as ek voor Jahwe staan, uit die geloof geregverdig, sê die teks, het ons vrede by God. En dit is baie belangrik, om vrede te sien, dit staan in verband met wie Jahwe is. Vrede van God. Vrede vanuit sy raadsplan, deur Yeshua bedien, deur die krag van die Heilige Gees in sy koninkryk. So wanneer ons in hierdie vrede, wat ons alleenlik deur sy geregtigheid beleef, dan is daar dit wat die vorige tekste quoteer ek weer vandag, behoefte om te jaag na wat tot vrede en onderligte stigting dien. Dan is dit my bedoeling om in daardie sekuriteit wat Jahwe vir my gee, met mekaar te deel, nie uit kritiek nie, nie uit wanhoop, nie uit vrees nie, nie uit kon jy nie maar beter nie, om daardie persoon ook bewus te maak van wie ons in Yeshua is. Wat het Yeshua vir die gemeente beloof as hy sê ek is met julle? Ons gaan dit duidelik in Romeine sien. Pragtig. Laat ons dit najaag wat tot vrede dien. Nie net onderlinge kalmte nie, maar dit is die evangelie van vrede, die boodskap van geregtigheid. Kom ons kyk 'n bietjie na ons plig. Romeine 8 vers 6. Ek noem die koninkryk van die duisternis teenoor die koninkryk van Yeshua vir 'n spesifieke rede, want dit is waar ons die fout maak met vrede. Vrede is ons toerusting om te veg. Dis deel van die wapenrusting. Onthou julle Efesiërs? Waar pas die vrede in? Die helm van verlossing, borswapen van geregtigheid, lendom gord met die waarheid, skild van die geloof, swaard van die gees, die voete, vir die bereidwilligheid, vir die verkondiging van die evangelie van vrede. Alles, Yeshua se geregtigheid, my geregtigheid in hom, die waarheid, die geloof, die verlossing, rus my toe om my voete nie meer te sleep nie, maar flink en vinnig te stap om na te jaag wat tot vrede doen, die krag van die evangelie van vrede. Maar soos wat ons vir baie keer vir iemand sê, jy moet jou kop reg kry. Jou hart moet ingestel wees. Romeine 8 vers 6. Wat die vlees bedink is die dood. Maar wat die gees bedink is die lewe. Nou is daar nog 'n woord wat bykom. Vrede. Dis nie per ongeluk nie. Dis nie omdat Paulus maar net liries was nie. Dis die waarheid. Lewe. Die wedergeboorte. Dit wat Jahwe vir ons gee. Kyk, ek het alles nuut gemaak. 2 Korintiërs 5:7. Vrede gee ek vir julle. Vrede wat teenoor die dood staan. Dit wat die vlees bedink, daai kwaad, daai woede, daai jaloesie, daai gierigheid, al daai lelike dinge van Galasiërs 5, staan teenoor die lewe, die vrede. En daarom moet ons dit bedink, wat die Gees in ons harte werk, naamlik die woord van Jahwe. Vers 7, omdat dit wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En tweedens, en wat in die vlees is, kan God nie behaag. Nou is 2 dele van ons as gemeente wees. Ons moet Jahwe behaag. Ons wil hom behaag. Maar ons moet ons onderwerp aan hom. Daarom gaan vrede oor heerskappy. Het gaan oor onderwerping. Dis 'n groot geveg. Ons gaan nie eendag net vrede hê as alles verby is nie. Ons moet nou, hoor dit, veg vir vrede.
Maar dis meer as net dit, want in Yeshua is ons meer as oorwinnaars. Hy gee die vrede. Hy rus ons toe met die evangelie van vrede om te kan najaag. En in die gemeente werklik waar vrede, sy goddelike vrede as ons hoogste doelwit daar te stel. Kostelik, maar ook dringend. Moenie dit ligtelik beskou nie. As Paulus in Romeine 3, as julle gewonder het, ek is al by die 6de een, hoor. In Romeine, ons is halfpad. In Romeine 3 beskryf Paulus vanuit die psalms, hoe lyk die vleesmens? Dalk moet ek dit net terwille van die kinders verduidelik. Hoekom as ons Psalm 142 sing en dit besing van daar's niemand wat help nie en ek staan alleen. Dis 'n beskrywing van Yeshua, die tweede Adam. Alle mense is leenaars, sê die psalmdigter. En Romeine 3 sê dit baie duidelik, vers 10, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Vers 11, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaar, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie, daar is nie een Adamiet wat uit die eerste Adam is, wat kan sê, ek staan in myself regverdig voor Jahwe nie. Die beste van die bestes, van Moses, David, Abraham, almal moet erken. Dis so, dan is ons kele oopgraf, ons tonge pleeg bedrog. Ons voete is haastig om bloed te vergiet, verwoesting en ellende is in hulle paaie. Vers 17. En die weg van vrede ken hulle nie. Die vlees ken nie die vrede van God, wat uit die geregtigheid van Yeshua is. Hy ken dit nie. En dis die wêreld om ons. En daardie kontras moet ons onthou, ons kan nie dit in ons lewe toelaat nie. Ons kan nie een voet in die wêreld, ons kan nie een voet in die vlees en sê, man, gee my net 'n bietjie kans, laat ek nou net eers weer doen wat ek wil. Dan is jy 100%, wel 180 grade op 'n ander pad. As niks in die vlees bedink, wat die dood is, met die weg van vrede bewandel. Wat 'n wonderwerk is die evangelie van Yeshua. Dit vereis 'n opstaan, 'n aflê van die ou lewe en 'n toegewyde diensbaarheid aan Jahwe. Die kontras is duidelik. Dis nie opsioneel nie, dis nie addisioneel nie, dis noodsaaklik. Die vraag is dit ons ingesteldheid elke dag? As ons wakker word, ek moet dit, ek moet dit, ek moet dit. Ooh, daai persoon is op, daai WhatsApps staan op dit. My e-posse loop oor. Wat is die kind van Jahwe se ingesteldheid, jou koningskryks identiteit? En ek wil elkeen bemoedig, mag dit wees as ek wakker word. Vader, Yeshua is op die troon. My fokuspunt is om u vrede na te jaag. Al is dit net om in my gemoed u geregtigheid te bely, want ons het vrede by God deur die geregtigheid uit die geloof, om werklik laat u vrede in my hart heers, te midde van wat daar buite aangaan. Want ons weet in ons lewe, of die vrede van Jahwe 'n krag is, waar ons onderwerp, en of ons uit onsself uit in die vlees optree. Toepassing, as jy dit al begin noem, maar dis 'n harde een. Romeine 12. Romeine 12 vers 18. Jy sien, dit vorm deel, die tema rondom die koninkryk is vir Paulus 'n realiteit. Daar's baie dinge in Romeine wat ons kan sê, dit is dalk 'n tema of dat is 'n tema, maar hierdie evangelie van vrede by Jahwe deur die geregtigheid in Yeshua is absoluut 'n tema, vrede waar die koninkryk bestaan, vrede wat deur die gemeente beoefen moet word, deur te bedink wat die Gees ons lei, en nou die toepassing, Romeine 12, vers 18. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Ja, nou is daar verduidelik werk, want dit beteken nou nie, ons is nou almal deel van die wêreldraad van vrede nie. Nee, daar's 'n duidelike definisie van die koninkryk wat uit vrede bestaan. En dan in die gemeente is daar hierdie baie belangrike, die vrede van Jahwe moet heers in die gemeente.
Maar dan is daar soms ook in jou breër gemeenskap, familie ensovoorts, is daar in jou volk, is daar mense wat jy, sover dit moontlik is, in vrede, in die geregtigheid van Yeshua moet uitleef. Dit moet jou fokuspunt wees, elke dag. Vader, ek wil u vrede, u geregtigheid, u heerlikheid, die evangelie wil ek leef. Daar's 'n toepassing. Ons wil vir onsself baie keer 'n verskoning soek in hierdie vers. Die vers se fokuspunt is nie 'n vrywaringsbrief om 9 uit die 10 keer te sê, wel, dis nie moontlik om in vrede te leef nie. Hierdie vers gee my toestemming. Nee, hierdie vers is 'n oproep, die vorige vers. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is. Daai bedink is presies wat ons net nou gesê het, die vlees bedink die dood. En daarom, die volgende vers ook, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek Jahwe. Dit gaan oor onderwerping. Wanneer het jy vrede? Al is daar vyande, al is daar mense wat jou skuld en te nagekom het. As jy dit by Vader se voete lê. As jy perspektief behou, hy is my herder, hy sorg vir my. Ek hoef nie vir myself sogenaamd op te staan en my nie te laat vertrap nie. Hy is die een wat vir my wys vernedering voor verhooging. Dan het ons vrede. Dan het ons ook vir die jaar wat voorlê toekoms vertroue. Jahwe sal vir ons die goeie stryd stry. Die volgende 3 verse gaan baie duidelik om te sê, vrede is nie in jouself te soek nie. Jy gaan nie op 'n reis en sê, ek soek nou innerlike vrede. Vrede is Jahwe se heerskappy in jou lewe. Vrede van God. Romeine 15 vers 13. Romeine 15 vers 13. En mag die God van die hoop, julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof. Net gou gedaan. As ek soek uit na vrede, soek ek dit nie deur emosie nie, stilte nie, ek soek dit deur die geloof, spesifiek by die bron. Die God van die hoop, die evangelie, moet ons vervul met alle blydskap en vrede. Hoe vul Jahwe ons? As ons handjies gevou sit passief? Nee, wanneer ons geregtigheid in Yeshua najag, dan kom daar die oorwinning oor my storms, oor my angs, oor my vrees, dan word die koninkryk van vrede vir my 'n realiteit. Vrede van God. Jahwe, vul ons met u vrede, dat ons oorvloedig kan wees in die hoop, en baie belangrik, deur die krag van die Heilige Gees. Dit is onontbeerlik. Vader, Seun, Heilige Gees, in elke aspek is daar hierdie pragtige openbaring. Vrede is een van die vrugte van die Gees. Is een van die dinamiese, kragtige werk waar die Heilige Gees in my lewe my stuur soos 'n wind 'n boot stuur. So ons sê ons word gevul met die Gees, is nie soos hierdie ou glasie wat ek net met water vul en daar staan hy staties en passief nie. Nee, wanneer Efesiërs Paulus sê ons moet vervul word met die Heilige Gees, is dit soos 'n wind se seil, 'n seilboot se seil wat gevul word met die wind, gestuur, gedryf. Samson word deur die Gees van Jahwe vervul en hy word onder die Filistyne ingedryf. So die Heilige Gees vervulling is om jou te stuur tot diensbaarheid, stuur jou na die oorlog toe. Dawid kruip daar weg op Masada op 'n bergvesting. Die profeet Gad kom na hom toe sê, Dawid, kan nie hier wegkruip nie. Gaan daar waar jy gehaat word. Daar waar jy verwerp word. Daar waar niemand jou erken nie. Daar waar niemand vir jou hande klap om met jou Goliat verslaan nie. Daar waar die Sefiete jou agter jou rug, jou wegkruipplek vir Saul gaan vertel. Gaan soontoe. Die Gees van Jahwe werk in sy knegte. Yeshua verlaat sy troon. Hy is die gesalfde.
Hy word deur die Gees vervul, Matteus 4. En nadat hy deur met sy doop opgestaan het en die Heilige Gees soos 'n duiwel op hom neergedaal het, die volgende vers, en die Gees het hom in die woestyn ingedrywe, daar waar die Satan hom versoek het, daar waar hy moes gebid het. En dis so met die vrug van vrede. Vrede is nie, ek sit by die huis, sodat ek 'n bietjie kan rus en vrede het nie. Vrede is, ek gaan deur die krag van die Heilige Gees, na die gemeente toe, na die werk toe, na die oorlogsveld toe, na die probleem toe, en ek sien hoe Jahwe deur my oorwinning bring, die vrug van vrede. Romeine is 'n boek van oorlog, geregtigheid uit Jahwe, teen die wêreld van Romeine 3, wat die weg van vrede nie ken nie. En Paulus is duidelik. Eers hierdie bemoediging, vers 33, Romeine 15:33, wat bring jou vrede? Die God van vrede sy met julle almal. Amen. Wat wil ons meer hê? As die God van vrede sê, moenie vrees nie, ek is met jou. Wanneer het jy werklik vrede? Jy het vrede. Al staan 1000 teen my op, en al staan hoeveel, as Jahwe gehaal sê, die profeet se diensnag sy oopmaak, en hy sien al hierdie 4 waans, en hy sien Jahwe se majesteit, dan sien hy nie meer hierdie klomp Arameërs, hy sien nie meer die vyand, hy sien Jahwe se grootheid, ek sien in my gees die almag en die glorie van Jahwe. Wanneer ons die heerlikheid van Yeshua aanskou en sy belofte, ek is met julle tot in die volleinding van die wêreld, dan is daar nie meer vrees nie, dan is daar vrede. Die vyand is nog hier, die Satan is nog hier, en dit sê die volgende teks wat ek nou gaan hanteer. Maar ons oorwinning lê daarin, die God van vrede sy met julle almal. Dit is ons belofte in die gemeente. Is ons bang vir 2026, sy ekonomie of so wat? Die God van vrede is met ons. En dit moet ons roemtaal, dit moet ons lied wees, dit moet ons stille versekering wees, blye versekering wees, Jahwe is myne, hy is met my, hy is die God van vrede. En daarom kan Paulus in Romeine 16 afsluit. Is nie ons wat afsluit nie, is hy wat afsluit. Romeine 16, vers 20. Nie Jahwe van die leerskare, Jahwe met die ontblote swaard, ja, dit is wie Vader is. Jahwe met die magtige engele, nee, die God van vrede, Romeine 16:20, sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. In Yeshua se sterfte en opstanding is die Satan 'n verslaane vyand, maar die gemeente moet daar die koninkryk se krag uitleef, en daarom loop die duiwel rond soos 'n brullende leeu, en daarom is daar beproewing, en daarom is daar versoekings, totdat Yeshua kom en die laaste vyand vernietig, naamlik die dood. Maar ons bewustheid is, die God van vrede is met ons. Jahwe vervul ons met alle blydskap en vrede. En gaan in die beproewing, want dit is reeds die God van vrede. Ons sien nie aldag hoe magtig is die vredesryk van Yeshua nie. Dis reeds dit wat die oorwinning is, wat die apostels beskryf. Die God van vrede is die een wat Satan verbrysel. Hoekom? Want Satan is alles wat nie vrede is nie. Die weg van vrede ken hy nie. Al hierdie vleeslikheid, dit wat die vlees bedink, die dood. En Jahwe verbrysel die Satan ook, spesifiek in elkeen van ons 'n beproewing, wanneer ons harte versoek word deur vleeslikheid, dit wat die dood bedink. So ek wil afsluit met die begin van Romeine. Dit wat ons gesê het, as ek vinnig net so op my vingers kan noem, vrede is die kenmerk van Jahwe se koninkryk. Romeine 5:1 deur die geregtigheid in Yeshua die geloof. Dis iets wat die gemeente elke dag moet najaag. Daar's 'n geweldige toepassing. Daar is hierdie kontras tussen die wêreld en die vleesmens en die vleeslike die weg van vrede ken hy nie, maar in Yeshua het ons werklik waar sy vrede leer ken. Jahwe beloof ons om met ons te wees, en hy gee sy vrede vir ons.
En daarom as ons Romeine 1, die brief van Romeine begin, wanneer Paulus sy brief begin, dan is hierdie nie net maar net 'n standaard manier nie. Dis nie maar net 'n cliché nie. Dis al hierdie inhoud is al reeds in hierdie gebed van Romeine 1 vers 7. Aan die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is. Staan net stil. Dit is nie 'n wêreldboodskap van vrede nie. Dit is bedoel vir die geliefdes van Jahwe. Vanoggend wat ons mekaar kyk en vir mekaar aanspreek as geliefde kinders van Jahwe. Julle wat deur Jahwe afgesonder is, geheilig is deur die waarheid in Yeshua. Vir ons kom hierdie kosbare boodskap wat Paulus sê, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Heerser Yeshua Messia. Hy kan net hierdie genade en vrede toebid, omdat Yeshua op die troon is, omdat dit die evangelie van vrede is, omdat Jahwe in staat is om vir ons vrede te gee, deur die bloed van Yeshua, deur die offer van Yeshua. Ons vrede lê nie in die politieke stand nie. Ons vrede lê nie in onsself. Dit gaan oor, is Yeshua werklik ons hoëpriester? En daarom kan hy volkome red die wat deur hom tot God gaan, sê Hebreërs. En daarom hierdie gebed vir elkeen ook vir die jaar wat voor lê. Genade in waarheid en vrede wat in jou lewe heers. En in die gemeente tot onderlinge stigting, opbouing dien. Vrede wat 'n getuienis is van Jahwe is met ons sal nie vrees nie. En dan, soos ek vanoggend in die oggendboodskap genoem het, ons het 'n verwagting op Yeshua se koms. En met sy wederkoms, sê die woord, is daar 'n belangrike openbaring. Die wat in Yeshua was lote. En hulle het vrug gedra. En die vrug wat hulle gedra het, is soos in die Ou Testamentse feeste, die fees van die week en die insameling van die oes, dis tot verheerliking van Jahwe. Die feesgangers het geglimlag, want dis oorvloed. En dit wat ons nou saai, in hierdie koninkryk van vrede, wat gaan ons maai? En daarom sê Romeine 2, en weer eens die kontras, Paulus is baie duidelik, hy sê eers die negatiewe Romeine 2, en ons lees vanaf vers, waar sy sin begin in vers 5, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren as 'n skat in die dag van die toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Dis die een kant. Hulle wat nie in vrede gesaai het nie, sal nie vrede maai nie. Hulle het verharding gesaai. Vers 6, Jahwe wat elkeen vergeld na sy werke, aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, vir hulle die ewige lewe. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid, dis 'n beskrywing van die hel, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Judeër eers en ook oor die Griek. Nou die pragtige deel, vers 10. Maar heerlikheid, eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Judeër eers en ook vir die Griek. Wat is hierdie goed doen? Efesiërs 2 vers 10, ons is sy maaksel geskape in Yeshua, moet nooit die in Yeshua vergeet nie. Daar bestaan nie soos goeie werke buite Yeshua nie. Wanneer die loot in die wingerdstok bly, saai hy. En wat gaan ons maai? Eer, heerlikheid en vrede. En dit is 'n volmaakte vlak van, soos die Hebreërs sê, shalom, gemeenskap met Jahwe. Ons het nou al gemeenskap met hom. Ons het nou al hierdie vrede wat Paulus sê in Filippense 4, alle verstand te bowe gaan. Net daai teks behoort vir ons nogals ons wenkbroue te lig. Hoe kan vrede, dit wat my sinne waarneem, die pyn, die ellende, die bekommernis, die realiteit, die koerantopskrifte, ek is mos geroep om rasioneel op te tree, ek moet mos kan sien wat kom. Ja, dis waar.
Maar die koninkryk van Jahwe is groter, want ons wandel deur die geloof en nie die sienlike nie. Dis vrede, wat gebaseer is op groter realiteite as my hier en nou. En mag ons gemeente daardie ingesteldheid hê. Vrede is nie goedkoop nie. Jesaja 53, die straf wat vir ons die vrede bring, was op hom. Die profeet Jesaja profeteer verder, hy sê, ek sal hulle duursame vrede gee. Maar dit is nie 'n passiewe vrede nie. Dit is 'n vrede wat ons oproep tot diensbaarheid, ook vir 2026. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, dankie dat U ons toebedeel met genade en vrede in Yeshua deur die krag van die Gees. Want dit is U koninkryk. Dit is U majesteit, dit is U heerlikheid. Dit is daardie pragtige verbond wat U met ons sluit deur die bloed van die lam. Ek sal vir julle God wees en julle sal vir my seuns en dogters wees. Ons bid spesiaal vir ons gemeente, Vader Jahwe, dat ons roeping met waardigheid en met ontzag sal uitleef. Dat ons nie eendag sal verspeel, dat ons nie eendag slap sal hê nie, maar dat ons met volharding sal saai en met toegewydheid gehoorsaam sal wees. En dat ons lied werklik sal verkondig, die lied van ons harte, die lied van ons lewe, dat U is die God van vrede, U is die een wat in my lewe heers. In al ons verhoudings wat dikwels so stormagtig is, ook wanneer ons in onsself dikwels 'n stryd het, dan is ons soeke na U vrede, U goddelike heerskappy, die onderwerping van ons vlees en die uitleef van die vrug van die Gees. Wil U ons daarin ondersteun? Wil U vir ons elkeen help om daarin deel te neem? En so Uself in ons midde verheerlik. In Yeshua bid ons dit. Amen. Terwyl ons net so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en vir ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.